Oor so bietjie meer as 'n maand berei ons almal voor vir ons vakansie. En kan ons nie wag nie. Van ons gaan op noorde na die Kreerwiltuin en die Bosveld net om die diere en die groot vyf te sien. Ander van ons kan nie wag om in ons karre te klim en die lang reis af na die Noordkus of die Suidkus of daaronder in die Weskus of die Willekus en die tuinroete uit te kom nie. En elke vakansie en elke pad wat ons stap en elke rigting waarin ons ingaan, word gekenmerk deur twee goed. Nommer 1, in ons samelewing vandag, daai totale, ek sien nie uit daarna om te ry nie, ek sien nie uit na die toestand van ons land se paaie nie, ek sien nie uit na hierdie pad, hierdie reis, hierdie roete wat ek moet ry nie. Maar ook is dit daai tweede ding om te sê, ja, ek kan nie wag om by my eindbestemming te kom nie, want dan begin my vakansie, dan begin die ding waarvoor ek vir so lank uitgesien het. Die einde van die reis is die hoogtepunt. En so kom ons ook nou in 'n lang ruk wat ons by verskillende teksgedeeltes in ons woord vir die week stil gestaan het by hierdie ding, die einde van ons reis, die einde van ons reeks, die einde van wat dit beteken om op reis met die Here te gaan. En hierin het ons twee gedeeltes. Die eerste gedeelte is Hebreërs, wat ons weer herinner aan daai heel eerste gedeelte wat ons gelees het oor Abraham, wat die Here hom geroep het en hy nie geweet het waarna toe hy gaan nie. Hy het nie geweet wat die eindbestemming is nie. Maar nog steeds het hy in die Here geglo en vertrou. Baie keer soos ons, wanneer ons op vakansie is, wanneer ons op reis gaan, om te sê, maar weet jy, ek glo, ek vertrou dat ek by my bestemming sal uitkom. En dan nietemin Openbaring. Openbaring wat eindig met hierdie vertelling waarin die nuwe stad, Jerusalem, uitdaal uit die hemel en God 'n nuwe era in die geskiedenis van die mensdom tot stand bring. Maar hier moet ons dan nou vir mekaar iets sê. Dit is nie ons wat opgeneem word en saam met God opgeneem word in die hemel en saam met hom die paradys ingaan en iets wonderliks en iets fantasties beleef nie. Nee. Dit is God wat afkom na ons toe. Dit is God wat tussen ons kom woon. Dit is God wat sy woonplek skuif vanuit die hemel hier op die aarde. Dit is die eindbestemming. Die groot geluk, die ding waarna ons as elkeen as Christen kan uitsien, die hoogtepunt van ons lewens, die hoogtepunt van God se skepingsplan, is om te sê, maar God kom woon in sy volle wese weer tussen ons. Wat 'n wonderlike hoop is dit nie. Wat 'n ding is dit nie om na uit te sien. Die God wat vir ons aan die begin van hierdie reis gesê het, gaan, sê vir ons, maar hy kom. Hy stap saam met ons die pad. Hy laat ons nie vir 'n enkele oomblik alleen nie. Hy is Immanuel. Hy is God met ons. So wanneer jy jou vakansie beplan, wanneer jy die roetes uit probeer figure, onthou, ons is ook op reis met die Here. Ons stap ook saam met hom die pad. Mag hy met jou wees. Mag hy jou lei en leer.
As jy van hierdie video's hou, like ons YouTube kanaal, like hierdie video, subscribe, comment, praat saam met ons. As jy meer van dit wil sien, as jy hou van hoe pragtig en hoe mooi ons kerk lyk, dan nooi ek jou uit om Sondag saam met ons die erediens te kom bywoon en meer uit te vind wat die einde van hierdie reis beteken. Waarna toe ons op pad is as gelowiges. Mag jy 'n geseënde week hê en dankie dat jy die tyd geneem het om hierdie video te kyk. Totsiens.